So. Vriende, goeiemôre. Baie welkom vanoggend hier in die erediens. Nou gister bietjie die rugby gaan kyk en ek moes my mooi inhou dat ek nie te hard skree nie, want dan klink ek nou vanoggend soos daai ouetjie op Leon Schuster se Provence. So hier stemmetjie. Maar dit was baie lekker geweest en ons is dankbaar die bokke kon daarom die ding doen. Vir die van julle, is daar enige nuwe intrekkers hierso vanoggend of nuwe besoekers? Steek asseblief jou hand op. Daar's 1, 2, neem aan julle saam, né? Hy wil nie sy hand opsteek nie, maar julle saam. So daar's 3 nog. Daar's hy. 4. So. Ons wil vir julle bietjie beter leer ken. So jy gaan sien na die tyd gaan ons koffie drink. En daar's rooi bekers uitgesit vir die nuwelinge. So, kry vir jou 'n rooi beker, kry vir jou koffie en dan wil ons graag saam met jou kuier. Maar baie welkom in elk geval vir julle wat nou nie hierso by ons is. En ons hoop julle gaan gou-gou baie tuis voel. Saam met die rooi beker gee ons vir nuwe intrekkers 'n kookboek. Weet nie die jong manne of julle behoefte het aan 'n kookboek nie. Dit kan dalk vir julle help. Dis 'n lekker eet, liefde en lof uit Balito se Spens. Dis 'n kookboek uit die gemeente uit, wat uit die gemeente uit ontwikkel is. So, ek wonder hoeveel vrouens gaan nou verander in nuwe intrekkers om die boek te kry. Maar kom kry vir julle asseblief die resepteboek. En daarmee wil ons sommer net sê baie welkom. Een paar afkondigings. Dinsdag sluit ons af met ons Bybelstudie 9:00. Almal is welkom. Ons gaan bietjie net dink rondom om te rus in gebed. As ek oor dit dink, dan dink ek dit was vir Jesus nodig om te onttrek, om eenkant te gaan sit om te bid. En ek dink is omdat hy ook rus nodig gehad het. So, om te rus in gebed is baie belangrik. Donderdag ons manne wat by mekaar kom, 6:15 met 'n lekker koppie koffie en gesels lekker. Dan 2 geleenthede, 3 geleenthede, ons Afrikaanse taal aand. As jy kaartjies daarvoor wil kry, daar is agter is daar 'n tafel. Beate sal vir julle help daarmee. Ons sien baie uit na die aand. Die 31ste Oktober, 6:30 en dit gaan 'n lekker kuier aand wees met kos, met liedjies, met musiek, met luister, sommer net om ons taal te vier, waarvoor ons baie lief is. Dan is daar die 14de November, is daar 'n wyn en kaas aand. Kyk so 'n bietjie daarna, ons sal dit so 'n bietjie nader aan die tyd, sal ons dit ook weer beter bekendstel, maar kyk so lank die 14de November, dit is 'n projek van die jeug, ouers af, om geld in te samel vir die jeug. En dan braaihout, R25 per sak, en ons voorbidding, waarby ons later ook gaan uitkom. Ons gaan eers komende Vrydag, ek het nou nie, die skyfie was op die gesinsnuus gewees, gaan ons na Tuinsig, na die ouertehuis toe. Ons vertrek 9:00 hiervan af. As jy wil saamkom, asseblief laat weet vir Leonie. Dan gaan ons seniors daar so 'n bietjie bederf. So ek is reg, nee Leonie, 9:00 Vrydag vertrek ons hierso van die kerk af. Is daar nog iets wat ons moet afkondig? Right. Om vir ons in te stel, as ons toetree in die sanggroep, julle kan so lank vir ons regmaak, dankie. Om vir ons in te stel vir die erediens, het ek gedink aan Johannes 3 vers 30. Johannes 3 vers 30 gaan oor Johannes die Doper. En Johannes se disipel sê vir hom, jong, maar daar is 'n ou daar oorkant wat ook mense doop, en van ons mense gaan na hom toe. Jy weet mos hoe dit is. Daai saadjie wat geplaas word van, nee jong, weet jy, hier's nou iemand beter. Wat gaan jy daarom doen, omtrent doen, Johannes? En dan sê Johannes, maar
Ek is nie die een wat die pad moet wys. Ek is nie die Messias nie. En dan sê hy hierdie verskriklike groot woorde in Johannes 3 vers 30. Hy moet meer word en ek minder. En ek dink dit is 'n proses wat deel moet wees van elke een van ons se lewe, dat ons die heeltyd vir onsself moet sê, hy moet meer word en ek moet minder word. Hy moet meer word en ek moet minder word. So kom ons vra nou terwyl ons stil raak, dat die Heilige Gees ook hiermee vir ons help, dat hy meer word en ek minder. Dit is in die proses van ons gebed en stil word voor die Here, dat die Here ook na ons toe kom. En dat hy vanoggend vir ons sê, vrede vir julle. Amen. Vriende, ontvang hierdie groet, hierdie seëngroet van die Here, vrede vir elke een van ons. Ons gaan 'n nuwe lied leer vanoggend. Dis 'n pragtige lied om te sê, hier is ons teenwoordig. Ons is nie hier uit ons eie goedheid nie, dit is bloot net uit genade uit. Dis 'n baie maklike lied, so ons gaan hom sing en jy sal soos wat ons aangaan, sal jy hom optel. Singing holy, holy is the
Nou wil ons die Here nie net aanbid nie, ons wil ook opstaan en sy lof besing. So kom ons sing hierdie Ek roem U naam. Helemaal bekend is, maar dit is 'n pragtige lied daar uit die liedboek uit, liedboek 209, waar ons vir die Here sê met ons hele hart wil ons vir hom 'n lofsang sing. De
laaste keer. Ja, ek wil die Here loop met my hele hart. Ek ken al wat roep, weer nuwe kracht. Ek ken al wat roep, weer nuwe kracht. Dit bly so 'n voorreg om die Here so te kan loof en dien. Dankie Here. Kom maar sit. So, kindertjies, julle wat hierso is, julle is dun gesaai vanoggend, maar julle is hier. Gelukkig werk 'n poppenkas vir die groot mense ook. So, ons hulle nie hier naby moet kom sit nie. Ek gaan vir jou oorgee. Okay. Hier die kant. Hier kom nog 'n maatjie. En nog enetjie. Right. Kom sit sommer hierso by ons. Maar ek wonder darm, waar is Callie en Carla? Hulle is veronderstel om hier by ons te kom kuier vanmôre. Maar hulle weet mos ons begin 8:30 al. Hulle is laat. Ek dink kom ons bel hulle gou-gou. Nou hoor ons gou waar is hulle. Callie? Hallo? Hallo oom Louis. Waar is julle, Carla, Callie? Oom Louis, ek en Carla het die naweek by maatjies oorgeslaap en die tannie weet nie lekker waar die kerk is nie. O, maar dis daarom verskriklik, jong. Moet ek nie vir julle 'n plekspeld gee dat julle kan weet waarna toe om te gaan nie? Ja, oom Louis, dit sal baie help, asseblief. OK, ek stuur gou vir julle een, hoor. Reg. Dankie. Maatjies, ek dink terwyl ons nou vir die twee wag, kom ons doen gou die verjaarsdag, maar voor ons dit doen, kom ons steek eers die kers op. Sal jy vir ons die kers opsteek en gaan jy vir ons die Bybel oopmaak asseblief? Daar sê, baie dankie. Een van julle dalk verjaar hierdie week. Is iets lekker fout met hierdie mikrofoon. Het een van julle het niemand het verjaar nie. Wat van die groot mense? Is daar enige van die groot mense wat verjaar die week? Daar is dit Olof. Ja, jy moet jou hand mooi opsteek, jong. En julle weet natuurlik, die een wat verjaar, kry 'n lekker sjokolade. Ooh. Natuurlik tel 2 weke terug ook. Goed, baie dankie. Ek wonder daarom of Callie al hier is.
Hallo maatjies, dit is so lekker om hier by julle te wees. Ja, hallo maats. Hallo oom Louis. Sjoe, dankie vir daardie aanwysings. Anders het ons vanoggend in Bloemfontein geëindig. Ja, dis 'n groot plesier, Callie. Ons is so bly dat julle dit uiteindelik darm kon maak. Het ons iets gemis? Nee, nie veel nie, net die verjaarsdae. En natuurlik, met daai heerlike sjokolade. Julle moet dit geniet hoor, Olof. Ai, ons is jammer, maar baie geluk aan elkeen wat verjaar het. So, Callie en Carla, vertel vir ons 'n bietjie hoe dit vir nou vanoggend vir julle gevoel het toe julle verdwaal het. Ai, oom, dit was bietjie van 'n deurmekaar spul. Ek het gedink ons moes regs afdraai, maar Carla het weer gedink links. Ja, en hoe meer ons afdraaie vat en soek, en hoe meer onbekend raak die strate. Dit was regtig nie lekker nie. Ai, ja nee, ek kan my dit indink, nee. Sjoe, en ek het gesien, die tyd raak min voor die kerk begin. En toe bel oom Louis gelukkig. Oom het ons gered. Ons was so bly om die kerk se straat te sien. Jep, en hier is ons nou. Callie en Carla, weet julle, dit laat my mos nou dink aan 'n storie, 'n verhaal wat Jesus vertel het van die goeie herder en die skape. Het julle al dit gehoor? Een van die skape het verdwaal, net soos Callie en Carla vanmôre verdwaal het. Een van sy skape het verdwaal en toe kon hy nie weer sy pad terugkry na die trop toe nie. En toe stuur die herder vir hom 'n plekspeld, oom Louis. Callie, moenie vir jou simpel hou nie. Herders het nie selfone gehad nie. Maar wat toe oom Louis? Vertel verder. Nou ja, toe die herder sien dat die skaap weg is, het hy sy ander skape net so daar gaan los. En hy het gaan soek vir daai skaapie wat weg is. Hy is berg op en berg af en deur die klowe en oor die dale, oralste het hy gaan soek. En toe, weet julle wat? Toe kry hy die skaap. En weet julle wat doen hy? Hy het nie met die skaap geraas nie. Hy het die skaap liefderyk opgetel en op sy skouers gesit en toe loop hy terug na die ander trop skape toe, al die pad. En toe hy daar kom, weet julle wat doen hy toe? Hy laat kom al sy vriende en hy kom sê vir hulle, ek het my skaap gekry wat weg is en nou gaan ons 'n groot fees vier om hierdie verlore skaap weer dankie te sê. O, dit is 'n mooi storie. Ek is so bly die skaap is gevind. Ja, julle twee, maar ek weet, daar's nog 'n ander storie wat nog baie mooier is. Jesus het hierdie verhaal vertel om vir die mense te verduidelik hoe lief die Here vir ons het. Hy wil so graag hê dat mense veilig moet wees by hom en by hom bly. En as ons weggeraak, weet julle wat doen hy? Hy hou aan met soek en soek totdat hy ons gekry het. Maar oom, ons is mos nie skape nie.
Hoe verdwaal mens weg van die Here af? Ai, Kali, maar weet jy wat? Dis 'n goeie vraag daar, hè? Oom Louis, ek dink ek weet. Maar nou toe. Kom, laat ons hoor, Karla. Ek dink mens verdwaal wanneer jy dink ek het nie meer die Here nodig nie. Ek kan op my eie reg kom. Karla, jou slimkop. Dis presies net wat dit is. As mens dink dat jy op jou eie deur die lewe kan gaan, dan is jy verlore. Oom Louis, en hoekom soek die Here ons dan? Kali, dis ook 'n baie goeie vraag daarin. Die Here het ons kom soek deur Jesus, en Jesus vir die mense kom wys wie die Vader is, en dat die Vader vir ons baie, baie lief het. Die Bybel vertel alles daarvan. Oom Louis, ek is so bly die Here het ons kom soek. Ek wil nie sonder die Here leef nie. Ja, Karla, inderdaad kan ons baie bly wees dat die Here gekom het om verdwaaldes te kom soek. En kom ons sê sommer nou vir die Here ook baie dankie dat hy ons kom soek het en dat hy vir ons gekry het. Kom ons maak die oogies toe en dan sê ons vir die Here dankie. Ons wonderlike hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons vandag kan weet dat u vir ons kom soek het, dat u vir ons so lief het, dat u altyd vir ons sal wil teruggee by u, en altyd by u sal wil hou, en vashou in die arms van liefde. Dankie daarvoor, Here. Amen. Baie dankie oom Louis, dankie Kali en Karla. Julle weer by ons kom kuier het? Ja, is aan. Kan ons aangaan, is hy reg? Daar is hy. So, maatjies, julle kan by mamma en pappa gaan sit as julle wil. Ons gaan so 'n bietjie nou saam verder dink oor hierdie tema van verdwaal en om die vraag wat ek vra, wat is Christene se pindrop? Pindrop weet dalk meer mense as 'n plekspeld. Dis nou soos die ou wat wou gaan motorbande koop. Maar hy's nou erg Afrikaans, nou kom hy by die Engelse ou, nou sê hy, ja, nou wat is tyres nou in Engels? So, pindrop is amper half, ons weet waarvan 'n mens praat as dit 'n pindrop is, 'n plekspeld is die mooi Afrikaans eintlik ook daarvoor. En ek dink almal van ons het dit al gebruik deesdae, dit is net so, ek kan nie dink dat jy dit nog nie gebruik het as jy na 'n vreemde adres toe gaan en jy weet nie waar dit is nie, is dit so maklik om op jou foon in te gaan en net vir die mense 'n plekspel te vra, vir jou te stuur en dan kom jy by hulle uit. Verby is die dae dat ons nog met die kaartboekie langs ons oop sit en navigeer, en verdwaal. So die vraag vanoggend is, wat is Christene se pindrop in 'n vreemde wêreld? Hoe vertel ons vir mense wat verdwaal is, wie die Here is en hoe die Here is, wat die Here se adres is? Dis 'n baie geldige ding gewees wat Paulus hier met die gemeente gepraat het van Kolossense. Dis ouens wat in 'n samelewing bly waar daar verskillende godsdienste en afgode en gebruike is. Jy sit met keiserlike aanbidding, jy sit met die ander afgode wat aanbid word. In dieselfde dorpie sit jy met die Jode
En nou kom hierdie nuwe groepie hier in, die Christene, wat hulle self navolgers van Jesus noem. En nou wil Paulus vir hulle sê, hoor hierso, die manier hoe julle in hierdie vreemde omstandighede moet optree is baie, baie belangrik. Want dit is God se puntdrop om mense tuis te bring by hom. So ons gaan saam lees uit Kolossense 3 uit. Voordat ons gaan saam lees, kom ons bid saam. Here, ons wil vir u so dankie sê. Dankie dat ons u woord het. Dat ons so bevoorreg is om dit in ons eie taal te hê. Maar hierdie woord in ons eie taal kry eers lewe, Heilige Gees, wanneer u dit in ons harte waar maak. En daarom is ons gebed vanoggend, Here, kom raak ook ons harte vanoggend aan deur u woord. Amen. So voordat ons begin lees, net hierdie ding, jy kry ook verkeerde plekaanwysings, né? Kom jy by die verkeerde adres uit. En so was daar in hierdie gemeente van Kolossense was daar verkeerde plekaanwysings ook gewees. Ons het verlede week daaroor gepraat. Oor gebruike in die kerk, feesdae, oor allerhande rituele, wat naderhand so belangrik raak, dat ons sê, maar dit is die adres van die Here. Gebruike en rituele is nie die adres van die Here nie. Die Here is die adres van die Here. So, dit sluit eintlik aan by ons nadenke vanoggend, Kolossense 3. Kom ons lees saam. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is. En dan noem Paulus nou 'n hele lys van dinge wat hierdie aardse goeders is. Losbandigheid, gierigheid, haat en nait. Kom ons kom dan weer by vers 9 in. Dan sê hy vir hulle, ek het nou hierdie goed opgenoem, julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of jy 'n Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar. Vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. Ons gaan net tot sover gaan ons saam lees. So dis ons tema, maar wat beteken dit as Paulus sê, hier is Christus alles en in almal? Vriende, in die eerste plek dink ek dat Paulus sê al hierdie ander goeters is nie belangrik nie. Hierdie goeters wat ons ag as belangrik, is nie belangrik nie. Hier in die kerk, die puntdrop van God, is Jesus is Here oor almal, oor alles en oor almal. Dit beteken dat daar nie 'n duimbreedte van hierdie heelal is waar hy nie Here is nie. Dit beteken dat Jesus Here is en besig is met alle mense. Christus is alles en in almal. Ons moet so 'n bietjie dink hieroor. Ons dink baie keer oor God, dat God eintlik by sy kinders is, by Christene is,
en ons moet net die ander ouens inkry, dan sal die Here ook weer by hulle wees. Nee. Ons het baie keer gedink oor sendingwerk, ek gaan na die heidense land toe om die Here daar te bring. Verkeerde manier om te dink oor sendingwerk. Jy gaan doen sendingwerk daar waar die Here reeds besig is. Jy gaan skuif net die gordyntjies weg vir ouens om te sien dat die Here al reeds besig met julle was. Christus is alles en in almal. Dis wat belangrik is. Dis wat belangrik is in die kerk ook, en ek het verlede week ook gesê, ons moet mekaar verantwoordbaar hou, dat hier Christus alles en in almal is. Ons moenie verkeerde pindrops vir mense gee nie, want dit laat hulle verdwaal, en dit laat hulle ontnigter, op die ou einde, oor wie die Here is. Wanneer Christene verkeerde aanwysings gebruik om te sê, dis God se blyplek. Christus is alles en in almal. Dink so 'n bietjie saam met my, dit wat dit beteken. Paulus sê dit beteken ons is nuwe mense. Die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper. Wedergeboorte, laat ons gedagtes daarna toe vat. So niet soos 'n nuutgebore babietjie, wedergebore. Ons is gemaak deur God, geskep deur God. So wat kom doen die sonde? Die sonde kom verbreek ons verhouding met die Here, ons verdwaal. En nou kom Christus en hy kom maak ons nuut. En nou word ons al hoe meer weer nuut gemaak na die beeld van ons Skepper. So jy en ek is nuwe mense, vrygemaak, skoongewas. Wat beteken dit as ons nuwe mense is? Dit begin by ons denke. Kom ons dink net so 'n bietjie ook weer saam met mekaar. Hoe gebeur gewoontes? Gebeur met 'n gedagte wat jy dink. Volgende trappie is, ek doen wat ek dink. En as ek dit genoeg herhaal, raak dit 'n gewoonte. En raak dit my karakter. Gedagtes, doen, gewoonte, karakter. So as ons nuwe mense wil wees, waar moet ons begin? Paulus sê dit 'n hele paar keer. Tussen die ore. Dit wat ons dink. Nuwe denke. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Ek dink dit is wat Jesus vir ons wil kom leer. In die eerste plek waar hy vir ons kom dink, kom leer, dink net weer nuut oor God. Hoe dink ons, hoe gee ons baie keer deur oor wie God is? Ons gee die denke oor God, die prentjie oor God deur. God is 'n kwaai God. Jy moet net in jou spoor trap. Jy's eintlik altyd in die moeilikheid by die Here. Dit maak eintlik nie, weet jy, of jy nou die kant toe trap, daai jy's in die moeilikheid by die Here. Wat wil Jesus vir ons vir mense kom leer om nie te dink? Ons het 'n Vader. Waarmee begin hy met die gebed as hy leer ons bid? Ons Vader. Dink nie oor God. Dink nie oor God as so persoonlik dat dit jou Vader is. Weet julle dat daar geen ander godsdiens is wat so 'n persoonlike verhouding met hulle Here het nie? Vir die moslems is dit buite hulle denkvermoë dat God hulle Vader kan wees. Jesus kom en kom laat ons nie dink oor wie God is. En ek wil vir jou pleit vanoggend. Ek wil vir jou vra, hoe lyk jou prentjie van wie God is? En ek wil vir jou vra, vat God se pindrop van wie hy is. Ons Vader. Die een wat ons tegemoet hardloop. Die een wat omgee vir ons. Die een wat weet waardeur ek gaan
in Jesus Christus, 'n persoonlike God. Nie in ons denke, maar ook nie in ons denke oor mekaar. Miskien is dit 'n nog meer belangrike ding. Ons denke oor mekaar. Hoe leef ons as mense? Wat het die sonde kom doen? Die sonde het kom doen en dadelik begin vir ons laat dink aan ons en hulle. Wanneer die Here met Adam en Eva praat en sê, wat het julle aangevang? Wat sê Adam? Wel, hy beskuldig die Here en hy beskuldig sy vrou. Dis die vrou wat u vir my gegee het. Wie maak het en wie maak het nie? In godsdiens is dit 'n groot ding. Wie's in en wie's uit? En ons het 'n klomp reeltjies wat ons maak om te sê of jy in of uit is. Is dit hartseer dat baie mense getuig oor die kerk dat dit die gevaarlikste plek is in die lewe. En dis die plek waar ek invoel of waar ek uitvoel. Of waar mense skerp dinge oor my sê, ek dalk skerp dinge oor ander mense sê. Waar ons mekaar klassifiseer. Paulus sê, ons moet nie begin dink. Hy sê, dit maak nie meer saak of jy 'n Jood of 'n Griek is nie. Maak nie meer saak of jy besny of nie besny is nie. So, kultuur, godsdiens, maak nie meer saak of jy beskaaf of onbeskaaf is nie. Ryk of arm nie. Vriende, as jy die regte puntdrop van God wil deurgee aan die wêreld, moet jy mense hanteer asof hulle Jesus is. Want hy is alles en in almal. Dit beteken, elke persoon met wie ek te doen kry, Jesus is daar by daai persoon. Jesus is alles en in almal. So ons het nodig om nie te dink oor mekaar ook. Hoe ons mekaar beoordeel en ongelukkig veroordeel. Maar nuwe denke help nog vir ons niks nie. Jy weet dit ook en ek spot altyd met myself. Ek het op 'n stadium was ek lidmaat van 'n gym gewees. Daai gym het my nie gesien. So ek het nuwe denke gehad. Ja, weet jy wat, ek moet gaan oefen. Ek moet. Maar nuwe denke maak jou nie fiks nie, né? So nuwe denke moet ons aan die gang kry om nie te gaan lewe. Dit help nie, ons sit net met dit in ons gedagtes nie. Ons moet nuut optree. Paulus sê vir hulle, en nou gebruik hy baie mooi beeld, julle het met die ou sondige mense sy gewoontes gebreek. Hy gebruik eintlik die beeld van ou klere wat jy uittrek. Vuil klere wat gewas moet word. En skoon klere wat ons moet aantrek. In ons optrede. Julle het met die ou sondige mense sy gewoontes gebreek. Daar's baie definitiewe praktiese dinge wat die Here van ons vra waarmee ons moet breek. Waarmee ons moet ophou. Wat jy weet, dis 'n verkeerde puntdrop wat ek hier deurgee na die Here toe. En jy sal weet in jou lewe en ek weet in my lewe wat nodig is. Waarmee moet ons breek? Wat het vir ons te belangrik geword? Wat is die gesindheid van my hart? Wat moet verander? Ek moet breek daarmee. Kan nie so daarmee aangaan nie. Maar gelukkig moet godsdiens nie net al die moeds en die moenies wees en die goeders waarmee ons moet breek nie. Gelukkig sê Paulus, en leef nou die lewe van die nuwe mens. So dis ons voorreg om in hierdie wêreld in te gaan en vir die wêreld te sê, weet jy wat, die Here gee om. En ek gee om vir jou en ek sien jou raak. Want Christus is alles en almal, so Christus is ook in jou. En ek hanteer jou met respek
En ek wil meer geduldig met jou wees, en ek wil meer luister na jou om te hoor wat jy bedoel. Dis die nuwe lewe leef. Hoekom doen ons dit? Sodat mense die regte punt erop kan kry dat Jesus alles en in almal is. Paulus gee lekker voorbeelde hoe ons nie moet gaan leef. Daarom moet julle meelewend in kinders van die Here doen dit. Kinders van die Here hoor, daar's hartseer. Ek wil graag gaan simpatiseer of ek wil graag net gaan kuier. Daardie ou sukkel met 'n ding, ek wil graag net by hom gaan sit, meelewend, goedgesind. Nederig. Nederig beteken, dit gaan nie oor myself nie. Nederig beteken, Johannes 3 vers 30, hy moet meer word en ek moet minder word. Gaan nie oor myself nie. Sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar. En dis goeders waarmee ons stoei, né? Op 'n goeie dag, as jy nou goed opstaan, is jy baie geduldig. En op 'n ander dag, as jy sommer jou voete uit die bed uit sit, trap jy op die hond. En dit is net nie 'n lekker dag nie. En daai dag moet jy eintlik weet, ek moet ekstra geduldig wees, want vandag is dalk nie 'n goeie dag vir my. Vergewe mekaar. As dit nou die Sondag het Willie met ons daaroor gepraat met sy getuienis. Vergewe mekaar. Moeilike goeters. Maar dis die punt erop van die Here. Om anders as die wêreld te vergewe, waar die wêreld sê, jong, nee. Vergelding, dis wat ons soek. Wraak, haat. Nee. Kinders van die Here, die punt erop van God is vergifnis. Here, want U het my so vergewe. Wees lief vir mekaar. Vriende, dis 'n voorreg om mekaar te hê. Dis 'n voorreg om jou gesin te hê. Dis 'n voorreg om vriende te hê. Dis 'n voorreg om deel te wees van 'n gemeente. Wees lief vir mekaar. Môre is ek nie hier nie. Môre is jy nie hier nie. En dan is dit verby. Dan is die tyd verby wat ons kon omgee vir mekaar. Wees lief vir mekaar. Dis die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee met in julle lewens die deurslag gee. Ons lewe in 'n de mekaar wêreld, né? Regtig, dit voel vir 'n ou, sjoe. Goeters is de mekaar. Die ekonomie is de mekaar en die politici is de mekaar. En die wêreld is de mekaar. Maar dit gaan nie die deurslag gee in ons lewe nie. Die feit dat Jesus Christus alles en almal is, dis ons vrede. Hy het die dood oorwin. Dis ons vrede. Maar hoe gaan ons dit regkry? Op ons eie, met positiewe denke, en ek gaan so na die einde van my preek toe, so jy kan weer asem skep en wakker word, en dat ons mooi luister, hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek die ou gedagtes aflê? Hoe gaan ek die nuwe lewe, hoe gaan ek dit doen? Kolossense 1, vers 8, skryf Paulus, dis ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. Daarom van die dag af wat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Die Heilige Gees is die een wat my denke vernuwe, en natuurlik nooi ek hom in en sê, kom Gees van God, kom Skepper Gees, kom en vernuwe my denke. Hy kom doen dit, en die Skepper Gees is die een wat my ook in beweging bring en sê, daar wil ek hê, moet jy die liefde van die Here gaan uitleef. So die Heilige Gees is die sleutel om die regte punt erop van God se adres vir die wêreld deur te gee. Bid gedurig en vra vir die Here, Here, waar en hoe wil U my gebruik? Gees van God,
Kom vul my al meer en meer, my denke en my dade, sodat Jesus Christus alles in almal kan wees. Vernuwe ons denke en vernuwe ons optrede. Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil en ons laat die Heilige Gees nou op hierdie oomblik, laat ons hom toe en sê, Gees van God, U weet wat in my gedagtewêreld aangaan. U weet wat my gesindheid is. U weet van verkeerde gesindhede. Kom asseblief en vernuwe my denke. Heilige Gees, dankie dat U lewe en dat U werk. Vernuwe my denke oor hoe ek dink oor U, Vader, en hoe ek dink oor ander mense rondom my. Vernuwe my denke. En waar ons uit hierdie erediens gaan uitbeweeg, vra ons Here, help my dat ek versigtig sal lewe in dit wat ek doen en dit wat ek sê, sodat ek die regte plek aanwysing sal deurgee vir mense rondom my van wie U is. Here, en so terwyl ons in gebed is, dink ons weer altyd aan ons vriende wat sukkel met hulle gesondheid en aan hulle gesinne. Help dat ons meer lewend sal wees, dat ons sal omgee en sal lief hê, Here Jesus, soos wat U dit gedoen het. Dankie vir al U goeie gawes in ons lewe en maak my oë ook oop vir hoe goed U vir my is. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees bid ek dit. Amen. Vriende, hierdie is nie net gedagtes wat 'n ou hier met mekaar kan deel en dan gaan ons weer aan met die lewe nie. Ja, jy en ek gaan moet dink wat dit beteken dat Jesus Christus alles en in almal is. Jy en ek moet gaan dink oor die Heilige Gees se werking in ons lewe in terme van ons denke, oor God en oor mekaar.
En as ons ernstig is, dat Jesus Christus alles en in almal is, gaan dit moet deurkom in die manier waarop ons mekaar hanteer en hoe ons in hierdie wêreld ingaan. Sodat mense sal weet waar God se puntdrop is, tot eer van sy naam. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee vir ons dankoffers. Die sanggroep, julle kan regmaak. En terwyl ons die dankoffers inneem, herinner ons vir julle ons hulpfonds by die deur. Daardie hulpfonds gaan vir ouens, vir persone wat in 'n krisis is, wat dit nie so breed het nie. Ons kan met baie lekker harte dan vir hulle daaruit help. Nuwe intrekkers, besoekers, asseblief onthou jou rooi bekers, ons wil graag saam met julle kuier. Saam met ons gaan, sal hy ons vrede gee. Wees ons goedgesin, maak die wil bekend. Sal hy ons ontmoet, maak hy met ons praat, soos 'n goeie vriend. Laat ons nooit alleen, want ons wil doen wat reg is, ons wil liefde bereid. Ons wil lewe vir U, bedagsaam doen, ja, ons wil doen wat reg is, ons wil liefde bereid. Ons wil lewe vir U, bedagsaam doen. Ek sal saam met jou gaan, wil vir jou vrede gee. Dis jou goedgesin, maak my wil bekend. Ek sal jou kom ontmoet, sal graag met jou praat, soos 'n goeie vriend. Laat jou nooit alleen, ek wil jou leer wat reg is, om
liewe vriende, ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons so vul dat ons gaan nuut lewe. Amen.